Goeiemôre almal, as ek iemand vermis het om te groet. Gaan dit goed met julle vandag? Goed. Ek gaan vir Pastor Pieter vra om vandag vir ons te open met gebed asseblief. Dag. Ons dankie ons Hemelvader vir hierdie wonderlike dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Ons dankie vir alles wat U vir ons doen, U seëninge, U liefde en ons vertrou en ons weet U is ons vesting. Die rots wat ons kan vertrou en ons kan U skuilplek aanneem as ons en ons weet ons is veilig daar. Vader, ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons dankie vir die woord wat nou gaan bedien word. Ons dankie vir die instrument wat U vir ons daar gesit het om die woord met ons te deel. En ons dankie vir alles wat U vir ons doen, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Dan sal ons stil maak. Net Pastoor Pieter daar gebid het, ons vesting en ons rots, en waar ons kan gaan skuil. Ek weet nie of hy my afgeloer het nie, maar dis waaroor ek graag wil gesels vanmôre. Oor ons skuilplek. Ons skuilplek, daar in Psalm 91, Psalm 91 vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Is dit mooi wat hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Daar's 'n voorwaarde. Ons moet daar sit. So wat gebeur as ons gaan sit? As ons sit is ons nie besig met ander dinge nie. As ons sit, draak ons rustig. As ons sit, dan luister ons wat om ons aangaan. Ons is nie besig met ons eie dinge en rondgejaag en allerhande goed nie. Ons gaan sit, ons gaan rus. Maar nou moet ons pas op. Ons sien en ons almal beleef elke dag storms en ons almal beleef aanslae elke dag en ons almal beleef hierdie wêreld en hoe die wêreld raak en al die dinge waarin ons is in hierdie tye. En ons word beproef tot die uiterste toe partymal. Wat jy wil sê, ek weet nou nie meer nie, wat se kant toe nie. Ons raak moedeloos. Maar nou moet ons onthou as ons mense doen dit so maklik, as ons 'n probleem het of 'n situasie het of iets gebeur, om ons eie oplossing te vind. Dis so asof, as ons nou hier praat van in die skadu sit, kyk as ons loop, alleen loop en ons eie ding doen, waar is ons skaduwee? Ons skaduwee is agter ons of langs ons. Maar ons kan nie skuiling in daai skaduwee van ons vat nie. As ons skuiling van die son wat brand soek, moet ons na 'n boom toe gaan waar daar koelte is. En ons gaan sit in die koelte. En ons rus. En ons kry beskerming van die koelteboom. Die skaduwee beteken niks. Jy kan nie in sy koelte gaan staan nie. En dis hoe hy vir ons duidelik sê, wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. So soek skuiling, soek daai koelte van die Allerhoogste. En hy sal sy hand oor jou hê. Sodra jy probeer in die rond te hardloop, agter jou eie skaduwee aan, soos ons mense doen, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Maar as ek by hom gaan skuil, dan het ek sy beskerming oor my. My eie skaduwee gaan vir my niks beteken nie, hy gaan geen son beskerm nie. Vers 3. Want
Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Kyk, as 'n voël in 'n net invlieg, kan hy hom nie self red nie. Dis hoekom ons 'n voël met 'n net vang. Hy kan hom nie self red nie. Hy kort hand van buite af om hom te red, om hom te verlos, om hom uit die net uit te haal. So die vraag is, waarin is ons vasgevang vandag? Waarin is jy vasgevang vandag? In wat se ellende is jy vasgevang? In wat se stryd is jy dalk vasgevang? Wat is daai stryd wat jou vasgevang hou in hierdie net? Ons kort die hand van buite af om ons te red uit daai net uit, né? So wat ek wil sê is, bring jou storms, bring jou probleme, wat ook al die situasie is, bring dit na God toe. 91 vers 4. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en pantser. Hy sal jou dek met sy vlerke. Het julle al gesien wat doen 'n hen met haar kleintjies as 'n gevaar is? Selfs die een hier buitekant het ek ander dag gesien doen dit. As haar roofvoël is, of hulle is bang vir iets, elkeen wil sy eie rigting hardloop. Maar nou roep die hen hulle. Die hen maak 'n geluid, hol al die kleintjies onder die vlerk, en die hen beskerm hulle, is dit nie so nie? En hulle is veilig. En so het ons die beskerming van die Here ook, onder sy vlerk. Hy het aan die kruis vir ons gesterwe. Ons is onder sy vleuels. Vers 5. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag nie, en vir die pyl bedags nie. So waarvoor is ons bang? Kyk, wanneer kry jy my skade weer? Net as die son skyn in die dag, nie in die nag nie. Maar hier sê God vir ons, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag nie, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Wat is die pyl van bedags? Dis al die aanvalle wat ons kry. Daar is so baie aanvalle. So wat hy van ons wil sê, moenie vrees nie, of dit nag of dag is. Wat vrees ons? Ons vrees ons elke dag verskriklik. Ons word gejaag en ons word vasgehou deur ons vrees, ons eie vrees. Ons vrees oor môre, ons vrees oor die ekonomie en ons vrees oor wat gaan van ons kinders word en ons vrees oor ons lewens en ons veiligheid en ons vrees wat ook al. Maar God sê, vertrou my. Moenie skrik vir die nag nie, moenie vrees nie. Moenie nag vrees nie. Ons moet by die Allerhoogste vernag. Aanvalle van die wêreld. Hy sal ons beskerm. Ons weet die wêreld van ons is in die hande van die bose. Maar onthou, Jesus het aan die kruis gesterwe om ons 'n vrye wil te gee, om ons hier lewe te gee, om ons 'n keuse te gee. Wil ons hom volg vir 'n beter lewe eendag, die hiernamaals wat aan ons beloof is? Dis hoekom ons hoop het. Dis al waar ons hoop het, dis by hom. Daar's nie ander hoop nie. En dan sien ons dat dit gaan swaar en is so gesukkel. En die wat nog nie storms en berge voor hom gehad het en gesukkel het nie. En wat sê ek, 'n Christen, maar ek sukkel so. Ja, ons gaan nog sukkel. Ons gaan nog berge hê, ons gaan nog storms hê. Want die goddelose het geen hoop. Ons het nog gehoop. Met die goddelose gaan dit goed. Waarop is ons gefokus? Op die wêreld. Wat is die wêreld? Dis die goddelose. Ons sien, hoe kom hulle weg met alles? Hoe onregverdig is dit? Hulle kom weg met alles.
Dis so asof hulle maklik deur die lewe gaan, net niks omgee nie. En hulle het nie probleme nie. Maar hulle dink nie, wat is die nagevolge eendag nie. Daar is geen hoop nie. Maar vir ons kyk so in die wêreld vas, dat ons mis die ewige lewe, ons mis die hiernamaals. Ons kyk te vas in die wêreld, ons fokus is op 'n verkeerde plek. Ons moet nie fokus op die wêreld nie. Ons moet fokus op Jesus. Ons gaan niks saamvat eendag nie. Hoekom so bekommerd wees oor die wêreld? Mense is so bekommerd oor hulle besittings. Wat gaan van my huis word? Wat gaan van my kar word? Wat gaan van my kinders word? Ek kan nie my huis en kar en kinders saamvat as ek gaan eendag nie. Ek het nou eendag 'n prediker gehoor daar in Klerksdorp, Pieter Basanda. Hy het nog nooit 'n leidsbaan met 'n Venter trailer gesien nie. Toe surprise, ons kan niks saamvat nie. Naak het ons in hierdie wêreld gekom. En raai wat? Ons gaan niks saamvat nie. Al wie oor daar bekommerd is oor al die dinge is jy. Is ons. As hy weg is oor paar weke, paar maande, het almal vergeet van jou. Hulle gaan nie worry oor jou besittings en mooi kar en huis nie. Nee, jy gaan die familie kry wat bietjie beklei oor die besittings. Maar oor 'n maand of twee het hulle vergeet. Jy sien enigste een wat worry, hoekom worry? Hou op vrees. Waar is die godsvrees? Dis al vrees wat ons mens moet hê. Vrees die Here. Nie al die ander dinge vrees en teen dit vaskyk nie. En ons word gesê, die kinders van die Here kry meer aanslag. Want Satan se fokus is nou op ons gerig. As jy maar net aangaan en al die verkeerde dinge doen en 'n goddelose is, dan doen jy wat Satan wil hê jy moet doen. Dan sê hy happy met jou. Dan los hy jou, laat jy aangaan. Maar sodra jy wil goed doen en die reguit paadjie stap, en Jesus wil volg, dan kom hy dit agter. En dan gaan hy alles doen om jou te stop. So dit is nie maanskyn en rose nie. Nie 'n maklike paadjie nie. Reg, kom ons gaan aan. Waar was ek? Vers 6. Vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Na jou sal dit nie aankom nie. Dat dink my so aan Dawid en Goliat. Jou Dawid was maar 'n klein ouetjie soos ek, né? Goliat was 'n reus, nog langer as so 'n doek, groot reus sê die Bybel. Nou kan ek my net indink, Dawid tel hy 5 klippies op. En hy sê vir Goliat, kom hier. Die arrogant het Dawid gewees, né? Dis soos ek het sien. Kom ons lees wat sê 1 Samuel 17. Maar Dawid sê vir die Filistyn, dis nou Goliat, jy kom na my toe met 'n swaard, met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Die God van wie die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. So wat sê Daniël hierso? Jy kan met al jou wapens kom en jou oorlog goed en jou skild en jou spies. My backup is die Here. Ek skuil by hom. Ek sit in sy skade weer. So kom. En as ek nou my eie storie kan dink soos my gedagtes hardloop, dink ek Dawid was bietjie windie en hy sê hierso wat jy uitgedaag het. Dink ek ou Dawid het dalk gedink, ja ou Goliat. Jy weet nou nie wie mors jy nie. Ek lyk maar so klein. Maar my pa is hierso. Raak aan my en jy raak aan hom. Wie het al 'n ou boet in skool gehad, 'n ouer boetie of sussie op skool? As iemand met jou sukkel, dan gaan pause my boetie roep. Is dit nie so nie? So dit al almal gehoor. En ek dink aan dit is so Dawid gevoel die dag. Dat hy Goliat. Jy weet nou nie, jy dink ek's klein, maar jy weet nie wie ek aan my kant nie. Maar ja, as jy jou stryd vir die Here gee,
dan sal daar niks anders as oorwinning wees nie. Dit is 'n feit. Onderwerp jou probleme aan God. As jy siektestryd beleef, vat dit daarom toe. En God het tog hy liggaam gemaak. Ons almal het al siekte gehad, ons gaan almal weer 'n siekte hê. Ons is nie vrygespreek nie, ons is van die wêreld. As jy deur daai storms gaan, los dit by die Here. Wat is stryd ook al, los dit by hom. Ons gaan aan vers 8. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Lees, hoe lucky is ons? Hy sal sy engele bevel gee om jou te bewaar. Hoe gelukkig kan ons wees? Op al jou weë. Eers nou dink ek so aan my gunstelingste versie, Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Vers 12, hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Dis nou die engele. Vers 13, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Hoekom sê jy die leeu? Op die leeu en die adder sal jy trap. Die woord sê vir hom, vir ons, duiwel is soos 'n brullende leeu. Hy loop rond en kyk wat hy kan verslind. Ons is die mag gegee, ons is die krag gegee om dit te verslaan. Kom ons lees dit, Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. Die slange en skorpioene, Satan en sy demone. En oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Luister mooi, en al die krag van die vyand. So ons is die autoriteit gegee oor al die krag van die vyand. Psalm 91 vers 14. Omdat hy my lief het, en hier sê ek die belangrikste vers in die hele, volgens my, in die hele Psalm 91, is hierdie kan ek sê die sleutel teksvers, vers 14. Omdat hy my lief het, sê God, dis God self wat so sê, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my beskerm, omdat hy my naam ken. Nou wat is God se naam? Of wat beteken sy naam? Ken ons sy naam? Onthou op 'n tyd het God vir Moses geroep. Sê, kom nie Moses, gaan na Farao toe, daar in Egipte. Dan sê jy vir daai oukie, hy moet my volk loslaat, hy moet hulle vrylaat, dat hulle gaan. En Moses sê vir hom, Here, wat gaan ek vir Farao? Wat gaan ek vir die mense sê? Wie het my gestuur? Wie het my gestuur? Wat moet ek vir hulle sê? Kyk, is 'n groot taak vir Moses. Jy gaan nou nie net na Farao toe stap en sê, hey, my God sê jy los sy volk, laat hulle maak hulle vry nie. Dis probleme. Dink bietjie mooi wat hy sê. So kom ons kyk wat sê hy vir hom. Jy daar die versie vir ons soek, ek wil hom nog graag lees. En ek het heeltemal verloor op my notas. Ok, Moses vra vir God, wie moet ek sê, het my gestuur? En in Exodus 3 vers 14 kry ons die antwoord. En God sê vir Moses,
Ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van in Israel antwoord. Ek is. Daar is die betekenis van God se naam. Ek is. Het my na julle gestuur. Hier sê God self, my naam beteken ek is. So God sê self, ek is. Dis die betekenis van sy naam. Nou wat beteken ek is? Ek is. Nou as ons dit verstaan ons baie. Met siekte, kom sê God vir jou, ek is jou geneesheer. Wat is jou behoefte vandag? Ek is jou voorsiening. Wat is jou hartseer? Ek is jou vertrooster. Is jy moedeloos? Ek is jou uitkoms. Ek is jou verlosser. En daai stryd in jou lewe, ek is jou skild en jou panser. Ek is die Alfa en die Omega. Hy is. So wat sê dit vir jou? Moenie in jou eie skade weer rondhardloop en skuiling soek nie. Moenie self probeer jou probleme oplos nie. Los dit. Gee jou battles vir die Here. Sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Right, ons gaan aan, vers 15. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van daar sal ek hom versadig en ek sal hom met huil laat sien. Hy sal my aanroep. Hoe roep ons hom aan? In 'n tyd van nood, 'n tyd van bedroefheid, 'n tyd van storms. Daar in my binnekamer of bidkamer. Op die knie. Dis waar God aanroep om hulp. In my binnekamer. En tog sê die Here vir ons, op 'n ander plek, ek dink is in Matteus, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Hoe kom ons na hom toe? Daar in jou binnekamer. Sit in sy skadu. En ek gaan afsluit met 'n vraag. Ken ons werklik die Here in al ons weë? Gaan ons regtig met alles na hom toe? Hardloop ons nie rond in ons eie skade weer om ons probleme uit te sorteer nie? Maak ek my eie planne? Gaan plaas ons regtig al ons probleme by sy voete? Elkeen kan vir homself antwoord. Ek sal sê ek skuldig. Sit ons in die skuilplek van die Allerhoogste. Sien ons mens probeer so onsself ons probleme op te los. Want dis ek kan. En dis die hoogste vorm van hoogmoed en selfsugtigheid. Om te probeer jou eie probleme op te los. Dan ons soveel keer genooi word en sê, kom na my toe. Al wat ons hoef te doen, gaan na hom toe en hou aan na hom toe gaan. Tot sover, wat ons afsluit. Hemelse Vader, Koning van alle konings, besef jy vandag, U is die Alfa en die Omega. U is ons skuilplek en ons rotsvesting. Here, sonder U is ons niks, ons besit niks, ons het niks, U is alles. Here, ons kan nie 'n dag sonder U nie. Sonder U skyn die son nie, sonder U kan ons nie wees nie, sonder U het ons nie nog 'n dag nie. Here, ek sê vir U, dankie vir U boodskap wat U oopgemaak het in die woord vandag, en dat dit nie op dooie ore geval het nie. Here, ons is dankbaar vir alles wat U vir ons doen, dat U vir ons weg
en ons het nie nodig om 'n vinger op te lig nie. U dra ons juk. U sorteer al ons probleme. En ons vergeet dit so baie en so maklik agterna om te sê dankie dat u al hierdie dinge in ons lewe uitsorteer vir ons. Ons vra dit alles, sê dit alles in die naam van Jesus. Amen. Amen. Julle? Nie weghardloop nie, ek dink daar is 'n koffie of 'n sappie, ek is nou nie seker hoe het hulle gereël nie. Wie sal my moet help?